welkom. Broers en susters, baie welkom by vanaand se erediens. Is nog nie aan nie. Kan ek nou probeer? Is hy nou aan? Daar is hy. Baie welkom by vanaand se erediens. Ons is dankbaar dat die Here dit so beskik het dat elkeen van ons vanaand hier kan wees en mag hy ons ryklik seën in hierdie samekoms. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Broers en susters in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 84, die eerste en die 5de verse. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare. En dan vers 5 sing ons onder andere, een dag is in u huis my meer as 1000 waar ek u ontbeer. Psalm 84 vers 1 en 5 en dan bid ons saam. Kom ons bid nou saam. Onse Vader in die hemel, ons dank U vir hierdie rusdag wat U vir ons gegee het. Vir die herinnering aan die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. Vir die samekomste van U kinders oral in hierdie wêreld. Ons dankie dat U alles so beskik het, dat dit ook vir ons moontlik is om vanaand hier by mekaar te kom. Dat U in ons harte gewerk het. Dat U tyd en geleentheid ook so laat wees het, dat dit kan gebeur. Dat niks ons keer nie en niemand ons keer nie. Ons dankie want U beskik oor alles. U beskik oor die
ruimtes daar buite en oor die natuur, oor die reën wat val en die son wat skyn. U beskik selfs oor die lewens van klein mossies. U beskik oor die gedagtes van mense, ook ons sin, en ons oorwegings en ons oortuigings. En ons dankie dat U ons in dit gemaak het, dat ons U wil ken, en dat dit vir ons beter is om saam met U te lewe, as in die tente van die sondaars. Ons vra dat U ons vanaand sal seën in hierdie samekoms, gee dat U woord elkeen van ons sal aanspreek, dat dit vir ons perspektief sal gee, veral ook vanaand op U kerk. En gee dat ons, ook wanneer ons hier uitmekaar gaan, deur U versterk sal wees in ons geloof, en met nuwe krag en troos en lewensdurf weer ons lewens sal gaan voortsit. Dink aan al ons broers en susters, waar hulle ook al mag wees. Dink veral ook aan die wat op ver plekke is, wat rus, verkook hulle na liggaam en gees, en bring hulle ook weer in goeie tyd veilig terug. Vergewe ons sondes. Ons het 'n voortdurende stryd teen ons eie swakhede en gebreke, die oorblyfsels van ons sondige natuur. Maak ons ook in hierdie stryd getrou, en gee vir ons oorwinnings oor die sonde, en die voorreg om al hoe meer aan U gehoorsaam te wees. Ons vra dit alles net uit genade alleen, deur Jesus ons Here. Amen. Ons gaan vanaand kyk na 'n deel van ons belydenis oor die kerk. Kom ons sing nou dit wat ons elke Sondag oor die kerk bely. Dis skrifberuiming 12:2 of 27, die beruiming van die 12 artikels. Ons sing verse 4 en 5. Die tweede deel van vers 4 begin met ons belydenis oor die kerk. Ek geloof 'n heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een. Skrifberuiming 12:2 of 24, 27 verse 4 en 5. Kom ons luister weer na die Here se woord vanaand, na die tweede brief
wat die Heilige Gees Paulus aan Timoteus laat skryf het, hoofstuk 1, die eerste 14 verse, 2 Timoteus 1, vers 1 tot 14, en dan gaan ons in die lig van hierdie skrifgedeelte kyk na Sondag 21, sy eerste vraag en antwoord. 2 Timoteus 1 eers. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timoteus, my geliefde kind. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou dink in my gebede. Terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word. En as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genade van God aan te wakker wat in jou is deur die oplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hou as voorbeeld van gesonde woorde die wat jy van my gehoor het, in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees wat in ons woon. In Sondag 21 word daar gevra, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En dan is die antwoord wat uit baie skrifgedeeltes saamgestel is, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe, vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. In 2 Timoteus 1 vers 9 lees ons hierdie woorde dat God het ons gered en geroep. Ons glo aan die kerk, broers en susters in die Here. Dis wat ons elke Sondag bely. En dit beteken ons glo daar is 'n kerk. En dan praat ons nou nie van die gebou nie, dan praat ons van die gemeenskap van gelowiges. Ons glo daar is 'n kerk. En ons glo daar moet 'n kerk wees. En ons as gelowiges glo ons is deel van hierdie kerk. Ons glo aan die kerk. Maar as u nou hoor van kerk, van hierdie gemeenskap van mense, waaraan dink u? Wat staan vir u voorop? En dis waaroor vanaand se preek gaan, broers en susters, oor hoe ons in die eerste plek na die kerk moet kyk, en in die tweede plek wat ons dan moet raak sien as ons na die kerk kyk. So kom ons begin by hoe moet ons kyk? Mens kan op verskillende maniere na die kerk kyk. Jy kan byvoorbeeld baie krities na die kerk kyk. En dan sien jy, daar's in die kerk 'n klomp skynheilige mense.
Daar's mense wat voorgee dat hulle glo, maar hulle doen dit nie regtig nie. Mense wat lidmaat is, hulle is gedoop, hulle het belydenis van geloof afgelê, hulle gebruik saam nagmaal, hulle is baie kere nogal stiptelik met van hulle kerklike pligte, partykeer kan van hulle dalk in die Amsterdambanke sit of selfs op 'n preekstoel staan, en tog is hulle nie ware kinders van die Here nie. Jy kan krities kyk en dan staan hierdie skynheiligheid vir jou voorop. Maar 'n mens kan ook baie simpatiek kyk na die kerk. En dan sien jy weer die goeie mense in die kerk raak. Mense wat nie volmaak is nie, maar hulle stry teen hulle sonde. Mense wat ontevrede is daarmee dat daar nog so min gehoorsaamheid aan die Here by hulle is. Mense wat bereid is om te gee en om op te offer en om hulle self te verloon. En mense wat die krag vir dit alles by die Here soek. So as jy simpatiek kyk, dan sien jy hierdie mooi mense raak. En so is daar nog allerhande ander brille waarmee 'n mens ook na die kerk kan kyk, broers en susters. Om net nog een te noem, daar's byvoorbeeld die Romeinse bril. Jy kan dit opsit. En dan sien jy die kerk as die amptdraers veral. Jy weet in die Romeinse teologie is die sogenaamde geestelikes, dis nou die biskoppe en die aartsbiskoppe en die paus. Hulle is in onderskeiding van die leuke, is hierdie geestelikes die eintlike kerk. Dis die Romeinse bril. En nou moet ons sê, partykeer is daar van ons mense wat ook maar bietjie met 'n roomsagtige bril na die kerk kyk, want vir hulle is die diakens en die predikante en die ouderlinge is die eintlike kerk. Dit wat die Here sê is eintlik vir hierdie amptdraers bedoel. Om die Bybel te ken, dis eintlik die dominee se werk, en om mense te vermaan, dis die ouderlinge se werk, en om die armes te help, as jy met 'n arme te doen kry, bel die diakens. En as ek nie een van die ampte beklee nie, dan voel party mense, maar ek is nie regtig deel van die kerk nie. As jy so kyk, dan kyk jy met 'n Romeinse bril, 'n amptdraerbril. Natuurlik, broers en susters, elkeen van hierdie brille wat ek nou genoem het, gee 'n baie eensydige prentjie van die kerk. Daar is skynheilige mense in die kerk, dis 'n verskriklike feit. Maar nie naasten by almal in die kerk is skynheilig nie. En daar is goeie mense in die kerk, ware gelowiges, 'n wonderlike feit. Maar ook nie almal in die kerk is ware gelowiges nie. En die amptdraers is kerk. Dis waarheid. Maar net soos elke ander lidmaat, elke broer en suster, selfs die kleinste kleutertjie in die kerk, is net soveel kerk soos die diaken en die predikant en die ouderling. So elkeen van hierdie brille gee maar 'n baie eensydige prentjie. Maar dis nie eers die grootste probleem met die manier van kyk wat ek tot nou toe vir u beskryf het nie, broers en susters. Die grootste probleem van al hierdie brille wat ek nou genoem het, is dat dit jou na die kerk laat kyk asof jy die geheim van die kerk sal leer ken as jy na die mense kyk. Maar dit kan nie. Dis nie reg nie. Weet jy wat moet voorop staan as jy na die kerk kyk? Die werk van die Here. Dit wat hy vir mense doen, dit wat hy met mense doen, dit wat hy in mense doen. Dis hoe 'n mens na die kerk moet kyk. Nie met jou oë op die mense nie, maar met jou oë op die Here. Dan gaan jy die waarheid oor die kerk sien. Wat moet ons nou raak sien as ons dan ons oë op die regte plek het, broers en susters? Kom ons kyk in die tweede plek daarna. Ons moet raak sien dat die Here red en roep. In die eerste plek red. Hy het ons gered. Dis wat hier in ons teksvers staan. So skryf die apostel Paulus hier oor alle mense wat in die Here glo. Hy het ons gered. As jy 'n keer die kerk kon stroop van alles wat nie regtig by die kerk hoort nie, wat sien jy dan raak? Die Here wat mense red. Het u gehoor hoe mooi vat ons belydenis hierdie punt raak? Op hierdie vraag wat ons na geluister het, wat glo jy van die kerk?
is die hoofsin van hierdie lang antwoord hier, is nie dat ek glo die mense van die kerk is sis en die mense van die kerk is so nie, maar die hoofsin is, ek glo dat die Seun van God vir hom 'n gemeente vergader en beskerm en onderhou. So as jy die bril van die skrif opsit en jy kyk na die kerk, dan sien jy die Here raak. Dan sien jy God die Seun raak, God die Verlosser, God wat red, wat vergader en beskerm en onderhou. Dis die diepste geheim van die kerk. Ons is mense wat deur God gered is. En nou staan hier mooi dinge in hierdie hoofstuk oor die redding. Het u dit gehoor, broers en susters? Hier staan byvoorbeeld dat die Here het ons gered nie omdat ons iets gedoen het wat hom verplig het om ons te red nie. Hy het ons nie gered omdat ons sulke goeie en gawe en heilige en perfekte mense is nie, maar hy het voordat die wêreld nog daar was, het hy uit sy eie uit al besluit, hy gaan ons red. Hy gaan vir ons sy genade gee, sy guns, wat ons glad nie verdien nie, maar wat hy vir 'n mens gee uit die liefde van sy eie hart. Ons is gered uit genade, hoor ons hier. En hoe is ons gered? Hierdie verse sê, kyk na die Here Jesus Christus. Kyk na hom wat na hierdie aarde toe gekom het en wat gesterf het, sodat ons skuld by God betaal kan word, en wat uit die dood uit opgestaan het, sodat ons die onverderflike lewe kan kry. Kyk na Jesus, en dan sien jy hoe is ons gered. Maar dis die hart, dis die geheim van die kerk, dis die wese van die kerk. God wat mense red. Baie mense is dalk teleurgesteld in die kerk, broers en susters, omdat hulle dit nie raak sien nie. Hulle kyk met al hierdie verkeerde brille en dan kyk hulle teen die mense vas. En as jy teen die mense vas kyk, selfs teen die goeie kerkmense, dan sal jy nog steeds nie so baie hê om entoesiasties oor te raak nie. Maar die wonder van die kerk is nie ons klomp sondaars nie, maar is God wat ons gered het. Hy het ons gered. Die tweede wat ons moet raak sien as ons op die regte manier kyk, is dat God ons ook geroep het. Hy het ons gered en geroep, staan hier. As jy van God wat red praat, dan praat jy in dieselfde asem van God wat roep. Want die mense wat hy red, die roep hy ook. Wat word bedoel met roep? Wat roep God? Hy roep ons in die eerste plek dood eenvoudig om na hom toe te kom. Dis mos wat roep beteken, broers en susters. As jy wil hê iemand moet na jou toe kom, dan roep jy hulle. God roep ons. Kom na my toe. Kom almal wat dors het. Kom almal wat uitgeput en oorlaai is. Hy roep ons om na hom toe te kom, om by hom te wees, om saam met hom te lewe. En so roep hy ons om te glo dat hy red, om te glo dat hy ons ook red, om te glo dat hy jou ook by hom wil hê. Hy roep ons ook om te glo. En as hy ons roep om te glo, dan roep hy ons met dieselfde asem om gehoorsaam te wees aan hom, broers en susters, want geloof en gehoorsaamheid kan ons nooit sonder mekaar wees nie. Hulle mag nooit sonder mekaar wees nie. Hulle is twee kante van dieselfde muntstuk. As jy waarlik 'n kind van God is, dan moet jy ook vir God luister. Ons moet heilig wees, so hoor ons in hierdie hoofstuk. Ons moet toegewy aan God lewe. Ons lewens moet dit wys dat die Gees van God nou in ons harte heers. God roep ook. Hy roep tot geloof en gehoorsaamheid. Hoe roep God 'n mens? Daar's party mense wat dink dat God roep jou net wanneer hy nou iets spesiaals in jou lewe laat gebeur, maar dis nie die waarheid nie. Volgens die Bybel roep God mense gewoonlik deur sy Gees wat met sy woord werk,
Die Heilige Gees bring mense met die woord van God in aanraking en dan laat hy jou hoor en hy laat jou verstaan dat God deur hierdie woord van hom met jou ook praat en dat hy jou ook roep. Jy weet maar so bring die Here 'n mens met sy woord in aanraking, die Heilige Gees. Hy doen dit byvoorbeeld deur 'n ma wat jou van kleins af van die Here geleer het. Hy doen dit deur 'n pa wat by die huisgodsdiens die Bybel gelees het en verduidelik het. Hy doen dit deur 'n preek wat jy hoor of deur 'n ouderling wat by huisbesoek 'n sekere skrifgedeelte vir jou lees en verduidelik. Hy doen dit deur 'n vriend of 'n vriendin wat jou miskien uit die Bybel uit reghelp. Hy bring jou met die woord in aanraking deur jou dit self te laat lees. Maar God sorg dat op een of ander manier die woord by jou uitkom en hy maak jou binneste oop sodat hierdie woord jou tref. En so roep hy jou. Wie deur God gered is en nou in hom glo, word deur God geroep om ook aan hom gehoorsaam te lewe. Terwyl ons so praat oor die redding en die roeping, broers en susters, ons moet altyd die volgorde van hierdie twee reg hê. Ja, daar's eintlik twee foute wat 'n mens kan maak. Ek wil eers oor 'n ander fout praat. Jy kan die red wil hoor, maar die roep nie wil hoor nie. Dis wanneer mens, jy wil hoor van vergewing van sondes, en jy wil hoor van God se genade en sy liefde, en dat hy jou sal help, en jy wil hoor van die ewige lewe wat 'n mens kry, maar jy wil nie eintlik hoor van die heilig wees, en die heilig lewe, van toegewyd aan die Here lewe, van gehoorsaam wees aan sy opdragte nie. Maar dit kan nie, broers en susters, jy mislei jouself gruwelik as jy dink jy kan die redding deel hê sonder die roeping deel. En dis nie moontlik nie, as jy gered is jy geroep ook. En dan die tweede fout wat mense maak is nou hierdie een van die volgorde. Die volgorde is God red eers en dan roep hy. Maar nou kry jy party mense wat dit wil omkeer en sê God roep en die wat vir hom luister, die wat kom, die red hy dan. En dan maak jy jou redding iets waaraan jy ook deelgeneem het. Ek het daarom ook iets bygedra. Ek het na die Here toe gekom. Ek het myself kom aanbied vir sy redding. Ek het my hart vir hom gegee. Ek is daarom nie 'n hulpelose afhanklike bedelaar nie, wat alles van God moes verwag het nie. Maar dis nie hoe dit werk nie, broers en susters. Jy sal nie op God se roeping kan reageer as jy nie alreeds gered is nie. As die houvas op die sonde wat daar in jou binneste was, as dit nie alreeds, die houvas wat die sonde op jou het, nie alreeds gebreek is nie, en as die Heilige Gees nie alreeds jou hart oopgemaak het om die redding van God gelowig te aanvaar nie, dan kan jy nie en sal jy nie na die Here toe kom as hy jou roep nie. So dis die volgorde. Eers gered en dan die roeping. En jy kan dit nie omkeer nie, dan vervals jy die evangelie. Die kerk gered en geroep deur God. Sluit af, broers en susters. In hierdie twee woordjies lê opgesluit die geheim, die wese van die kerk. Die kerk is nie 'n klomp skynheilige mense nie. Ja, hulle is daar. Net soos wat daar kaf in die omgewing van die koringkorrels is, maar die kaf is nie die koring nie. Net so is die skynheiliges nie die kerk nie. Maar die kerk is ook nie 'n klub van super vrome mense nie. Dit weet ons almal. Die kerk is ook nie 'n korps van amptdraers nie. Jy moet na God kyk as jy die kerk wil verstaan. Kyk hoe hy red, hoor hoe hy roep. En dan weet jy, daar is 'n kerk. Daar is hierdie skare mense vir wie die Here die ware lewe teruggegee het en wat verstaan dat dit nou hulle roeping is om gehoorsaam aan die Here te lewe.
En jy sal ook dan weet, wonder bo wonder, ek mag ook 'n deel van hierdie kerk wees. So wie van die kerk praat, broers en susters, van die ware kerk, praat van God wat red en roep. Amen. Kom ons bid weer saam. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat U die kerk tot stand gebring het deur die werk van U Seun Jesus Christus. Ons dankie dat ons geredde mense kan wees. En ons dankie dat U ons geroep het om vir U te lewe, om saam met U te lewe. En ons vra dat U ons getrou sal maak, dat U kerk, ook hierdie kerk, getrou sal maak. Gee vir U kerk al die gawes wat nodig is om as kerk te kan bestaan, al die middele ook. Gee mense wat glo en wat toegewyd aan U en aan mekaar lewe. En laat U kerk op hierdie aarde groei en 'n kragtige invloed word, 'n instrument in die koms van U koninkryk deur al die eeue. Verheerlik U naam deur die bestaan in die lewe van U kerk. Ons vra ook dat U in hierdie week by elkeen van ons sal wees. Help ons om te doen wat U ons geroep het om te doen. Beskerm ons teen bedreigings. Lei ons op 'n goeie pad. Beskik vir ons gunstige lewensomstandighede. En gee ook volgende Sondag vir ons weer die dwingende begeerte om U te dien saam met medegelowiges, om U te loof en te prys. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons gee nou weer met dankbare harte ons gawes vir die diens van barmhartigheid. Daarna sing ons Psalm 145 verse 6 en 7. Vers 6 sê ons die skepping loof die Here. En in vers 7 sing ons die kerk, die gelowiges, die volk van God, loof hom ook. Psalm 145 verse 6 en 7 na die kollekte.
Verhef nou u harte tot God en ontvang die Here se seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.